lekker om julle te sien vanoggend. Een van my favourite tye van die jaar is min of meer hierdie tyd, waar jy so ry en jy sien die groen, en jy sien die geel, en jy sien die rooi, en jy sien die niks. En dan weet jy, die Here is besig om die seisoene te draai. En ek wonder hoeveel keer het jy al uitgeroep na die Here toe en gesê, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog voor dinge gaan begin uitwerk? Here, hoe lank nog voordat die deurbraak gaan kom? Here, hoe lank nog voordat U my gaan antwoord? Here, wanneer gaan die dinge nou begin gebeur? Here, wanneer gaan U kom genees? Here, my kinders is al weer siek. Here, wat nou? Miskien is jou uitroep, Here, wanneer gaan my kinders U aanneem? Here, ek bid al jare en jare en jare vir dit. Here, hoe lank gaan ons nog sukkel? Hoeveel keer gaan die diesel nog opgaan? Ek het 'n amen verwag hierso. Maar miskien is jou vraag partykeer, Here, hoe lank nog moet ek wag? Here, hoekom moet ek so lank wag? En as jy na 'n uurglas kyk, dan voel dit vir jou asof die sand net nooit deurloop nie, dit kom net nooit tot op 'n einde nie. En ek glo elkeen van ons het al hierdie frustrasie beleef in ons harte. Ons het elkeen al hierdie uitroep na die Here gehad, waar ons sê, maar Here, hoekom moet ek so lank wag? Here, wat is die punt? Hoekom? Dawid het ook hierdie frustrasies gehad. En daar is soveel psalms wat beskryf iets van hierdie wag, en ek wil by een stil staan en 2 verse met jou deel, want is die storie wat ons almal al beleef het, nou beleef of gaan beleef. Dit is Psalm 40, en ek lees dit vir jou in die Passion Translation. Hy sê, I waited, and waited, and waited some more. Amen. Ja, is lekker. Nee. I waited, and waited, and waited some more. Patiently, dis die deel waar ons mee sukkel. Knowing that God would come through for me. Ons ken sy karakter, ons weet hy gaan ons nie alleen los nie, ons weet hy gaan nie van ons vergeet nie, ons ken hierdie goed, maar wanneer maak dit nou klaar, hoe lank moet ek nou nog wag? En dan sê hy, then at last he bent down and listened to my cry. He stooped down to lift me out of danger from the desolate pit I was in, out of the muddy maze I had fallen into. Now he's lifted me up into a firm, secure place and steadied me while I walk along his ascending path. Die patroon lyk so. Ek het gewag. Ek het gevoel die wag raak te lank. Ek het tot die Here geroep. Die Here het my gehoor en die Here het dan kom doen wat net die Here kan doen. Hy het my gered, hy het my verlos, hy het my beter gemaak. En hy het my kom wys wat om te doen, en nou doen ek dit. En dan as ons onsself weer kry, dan is ons weer besig om te wag. En is hierdie wag in ons lewens, hierdie patroon van wag, waar ons maar eintlik sê, maar ons weet hoe die patroon gaan eindig, die Here gaan deurkom, ons gaan uitfigure wat om te doen, hoekom kan ons nie net die wagtyd skiep nie? Weet nie of jy al ooit gebid het, Here, kan die wag net geskiep word nie. Want dis hoe ons partykeer voel. Maar daar is iets wat belangrik is van hierdie wag. So my vraag dan vir jou is, wat van wag? As ons kos maak by die huis, nou ek het 2 klein kindertjies, dan kom hulle met al die voorstelle van wat hulle wil eet, terwyl die kos nog gaar gemaak word. Ja? Nee? Dit is soos, hulle sal letterlik kom en sê, dit lyk lekker, mamma, kan ons chippies kry? Nee. Wat van ons, dan sê ek, En dan, hier teen die 7 of 8ste keer wat hulle 'n voorstel maak, dan sê ek, wat van wag? Chill, die kos is amper gaar, hou op, verskonings maak en dinge kry wat jy wil eet, moenie jouself vol eet aan al die goeders en die dingetjies en die sweeties en die staf, voordat die kos reg is nie, dis amper daar, hou net vas. Want vir my kinders is om 2-minute noodles te maak net so lank soos om iets in die slow cooker te sit. Dis verskriklik. Hulle sukkel. Die kos is op pad.
En miskien is dit presies wat die Here ook partykeer vir ons sê. Soos, wat van wag? Wat van wag? Soos, hou net bietjie vas. Die kos is amper gaar. Die kos is amper reg. Hou net bietjie vas. En dis presies wat die disippels ook mee gesukkel het. Hulle het ook gesukkel met hierdie selfde issue. Ons het donderdag wat verby was, hemelvaart gehad. Dit was vroeg. Amen. Wie was hier? Dit was lekker. Van julle was nog nooit so vroeg uit die huis uit nie. Maar Jesus het opgevaar hemel toe en hy het vir hulle opdrag gegee om te wag. En ons lees in Lukas 24 waar Jesus hulle voorberei het op hierdie wag wat hulle nou gaan voorlê. En ons lees dit in Lukas 24 vers 49. Hy sê, en kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle van God af met krag bemagtig is. Hy praat van die Heilige Gees wat gaan kom. Hy sê, bly net daar, bly net naby, moenie weghardloop nie. Ek weet nie of julle kinders ook, sodra die kos reg is, ewe skielik net weg is nie. Dan is hulle op 'n fiets, daar deur ver buite. Hulle het nou net vir 'n halfuur lank gemou nie in die kombuis. En die oomblik wat die kos reg is, weg. Vers 53 sê hy, daar het hulle al hulle tyd in die tempel deurgebring en God geloof. En ons lees dan in Handelinge 1 weer dieselfde effek waar Jesus hulle 'n opdrag gee, want iets is op pad. Die kos is amper gaar. Moenie hardloop nie, moenie rondwag nie, so wag net 'n bietjie. En dan hoor ons in Handelinge 1 vers 4 tot 5 sê hy, 'n keer toe hulle saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee, moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Nou binne 'n paar dae is miskien 'n bietjie meer duidelik as wat ek en jy het vir van die goed waarvoor ons wag. Maar die punt bly nog steeds dieselfde, tog onsekerheid. Wanneer, hoe, waar, hoe lank nog? Maar hoor wat het hulle dan gedoen, vers 13 en 14 sê dit vir ons so mooi, wat hulle in hierdie wagtyd gedoen het. Hy sê, hulle is toe na die bovertrek toe, waar hulle tuis gegaan het. En dan sê hy nou, wie almal daar was. Dan sê hy, hulle het almal saam aangehou bid. Dis wat hulle gedoen het, hulle het aangehou bid. Hulle het aktief gewag. En ons weet, hoekom hulle gewag het. Ons weet, daar was 'n belofte gemaak, die Heilige Gees gaan kom. Die Heilige Gees gaan gestuur word. Jesus het gesê, hy moet gaan, sodat die Vader die Heilige Gees kan stuur, om by ons te wees. Maar hulle het ook gewag uit gehoorsaamheid aan dit wat Jesus vir hulle gesê het om te doen. Moenie weggaan van Jerusalem af nie. Bly daar, bly naby, wag. Intentioneel. En ek wil 'n paar goed vir jou uitlig, jou net weer remind aan die effek van wag, die wat van die wag. Dis in die onsekerheid van die wag wat ons na die Here toe hardloop. Dis in die onsekerheid waar ons na God toe hardloop en ons die Here meer soek. Dis die wag wat maak dat ons God meer soek. Ons soek die Here, ons soek sy stem, ons soek sy wil vir ons lewens. Ons soek hom eerste bo al die dinge, soos Matteus 6 vers 33 vir ons sê. Want wat is hierdie wag? Hierdie wag is nie om op die bank te lê met jou iPhone nie. Dis nie wag nie, dis tydmors. Wag is aktief. Wag is intentioneel. Dis meer as dit, dis om die Here te soek. Dis om te streef na sy stem, te bid, te aanhou bid en te aanbid. Dis in die wag wat ons leer om te abide. Om net by die Here te sit, tyd saam met hom te spandeer, soos Johannes 15 tot 17 vir ons so mooi leer. Ons kan niks sonder hom doen nie. Ons ontdek weer ons afhanklikheid as die lote en hy is die wingerdstok. Dis wat ons gemaak is om te doen. Ons is gemaak om te wag in hierdie proses. Te besef dat afgesny van hom beteken ons lewens net mooi niks. Daarom moet ons connected bly, tyd saam met hom spandeer, hom soek. Maar is ook in hierdie wagseisoen wat ons groei. Ek het laasweek een oggend vroeg in my journal geskryf dat ek wil hê die Here moet my gebruik en my lewe moet hom verheerlik en soos net
al hierdie mooi dinge, Here, mag mense na my kyk en nie my sien nie, mag hulle U sien en Here, dit gaan alles oor U, al hierdie goeders, en toe later die middag, nadat ek so vir 'n uur iewers moes gesit en wag het, toe gaan skryf ek weer in my journal, toe ek by die huis kom, toe sê ek, Here, jammer oor vandag. Die wag is waar ons die toetse skryf. Die wag is waar ons besef, my eie krag gaan dit nie maak nie. Ek gaan dit nie op my eie reg kry nie, en dis okay om te struggle. Hou net aan groei. Leer daaruit, groei daaruit. Dis wanneer ons karakter gevorm word en ons word beter mense, ons verdiep in die wagtye. Jesaja 40 vers 31, so bekende gedeelte in die ou vertaling, sê hy die volgende, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En ek wil vir jou sê vandag, ons gaan nie die krag kry sonder die wag nie. Hy sê nie vir ons dat die wat krag soek, gaan dit kry, en dan, as hulle die krag gekry het, gaan hulle genoeg krag hê om op die Here te wag nie. Hy sê, die wat op die Here wag, die wat hom soek, die wat hom aanbid, die wat tyd maak, hulle kry nuwe krag. Dis in hierdie wag, wat ons die eie ek so bietjie laat val. Ons gooi dit bietjie uit. Ons word bietjie leeg van onsself, sodat hy meer kan wees. Here, mag U meer wees, minder van my en meer van U, soos Johannes 3 vers 30 het vir ons leer. En as ons eerlik is met onsself vandag, dan is daar baie tye in ons dag, in ons week, in ons maand, wat ons nie die Heilige Gees nodig het nie. Want ons weet mos hoe om dit te doen. Ons weet mos hoe dinge werk. Ek is mos al 30 jaar besig met hierdie ding. Ek weet hoe werk dit. Julle kyk my nou so aan, asof julle nog nooit geweet het hoe iets werk nie. Maar dis waar, ons doen dit. Ons weet mos, this is not my first rodeo. Soos, we've been around the block. Ons weet hoe dinge werk. Maar miskien wil die Here vir ons iets anders wys. Miskien wil die Here vir ons 'n ander manier gee, maar ons luister nie. En hier is ook waar ons besef, ons testimonies gaan nie meer oor hoe oulik ek is, en hoe goed ek is, en hoe die Here my geseën het met talente en al hierdie goed nie. Dit gaan oor na, my God is goed, en my God is getrou. En hy doen wonderwerke, en hy's groot, en hy's almagtig. Dis waar oor ons lewens gaan. Miskien is ons testimony meer, Here, ten spyte van my swakhede het U my nog steeds gebruik. Ten spyte van my tekortkominge, Here, is daar 'n goeie vrug op my lewe. Dis in hierdie wagtyd wat ons testimonies geshape word. Dis in hierdie wagtyd waar die stories van ons lewe diepte kry. Dis waar ons compassion vir mense en hulle dinge beleef en leer ken. Jou testimony is belangrik. Openbaring 12 leer vir ons dat we will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimonies. Is belangrik. Dis in hierdie wagtyd wat die waarheid 'n groter realiteit word in ons lewens. Dis in hierdie wagtyd waar die waarheid weer 'n realiteit word vir my en jou. In Johannes 16 vers 13 praat hy van die Heilige Gees hy praat van die Heilige Gees as die Gees van waarheid. En dan sê hy gaan ons in die hele waarheid lei. Die volle waarheid kom sit ons lewens weer in perspektief. Julle almal weet dit, hoe dit is om 'n halwe storie te ken, en jy maak jou judgments en al hierdie goed, en sodra jy die volle storie hoor, dan sê jy so, okay. Daar's 'n beter perspektief. Die storie klink 'n bietjie meer vol. Maar dit kom belyn ons fokus op wat belangrik is. En wat belangrik is Jesus. En ons word weer dankbaar in hierdie wag. Dit maak ons weer dankbaar, ons kry 'n nuwe perspektief. Want ons sien nie noodwendig nou die hele prentjie nie, maar omdat ons die kunstenaar ken, weet ons gaan okay wees. Omdat ons weet wie die prentjie geskep het, weet ons,
dat hy is by ons. Hy is naby, hy is hier. En ons stories verander van hierdie oulike sê goed, wat ons almal partykeer net as iemand vra, hoe gaan dit? Ag, die Here is goed. En ons gaan aan. Maar partykeer moet ons die vraag vra, glo jy dit regtig? Glo jy regtig dat die Here goed is? Beleef jy dit? Sien jy dit? Ervaar jy dit? Is in hierdie wagtye waar ons van oulike sê goed af oorgaan, en dit word persoonlik, waar ons kan sê, my God is goed. My God het vir my deurgekom. In die tyd wat my dogtertjie 10 weke vroeg gebore was, en is in die hospitaalseisoen, en ek onthou daai aand, het ek hierdie worsteling met die Here gehad, want dit was COVID, en niemand kon by my uitkom nie, en ek op en af in die hospitaalse parkeerarea geloop, sonder 'n masker, want ek het nie lekker met die Here gepraat met 'n masker aan, en ek was ver van almal af, maar nou nie judge nie. En ek onthou, ek vir die Here gesê het, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Here, ek weet nie of my vrou en kind okay gaan wees nie. Ek weet nie, en ek hardloop rond soos 'n afkop hoender. Ek het super baie steps ingekry daai aand. En ek is net besig om met die Here te praat, en ek sê vir hom, Here, ek weet nie meer nie. Alles is nie okay nie. En ek beleef hoe die Here vir my kom vrede gee. Want dis wie hy is, hy's 'n goeie pa. En ek onthou daai oomblik wat ek besef het, hy's nie net my pa nie, hy's daai baba dogtertjie se pa ook. En hy gee vir haar om. Toe sit nie meer net, die Here is goed en hy kom deur nie, toe sit soos, my Here, kom vir my deur. En hy sien my raak. En hy sien my frustrasies en my vrese. En hy kom gee vir my vrede. Ons beleef dan eerstehands dat die Here ons onderhou, dat die Here vir ons getrou is, dat die Here goed is. En dit verdiep ons stories. Die disippels moes wag. Die disippels moes sit in die boventrek en hulle het gebid. En ons lees in Handelinge 2 vers 1, en ek wil dit vir jou lees in die Amplified vertaling. Hy sê, and when the day of Pentecost had fully come, Pentecost is die uitstorting van die Heilige Gees, had fully come, they were all assembled together in one place. Ander vertalings praat van toe die uitstorting van die Heilige Gees gebeur het, of toe Pinkster aangebreek het, of so iets. Maar iets van hierdie Amplified se taal, wat hy sê, fully come. Dis daai slowly, then suddenly. Ek weet nie van jou nie, maar jou wag is nooit geleidelik verby nie. Jy wag of jy wag nie. Nee? Dis of jy wag nie. Dis hoe dit werk. Dis slowly, jy wag, en dan ewe skielik gebeur iets. En dis presies hier wat in ons gebeur. Ons beleef iets. Wanneer die Here deurkom, kom hy deur. Amen. En ek wil jou aanmoedig vandag. Hou aan wag. Hou aan die Here vertrou. Moenie prematurely ophou wag nie. Daai fully come. Dit is 'n oploop en dan bam. Moenie iewerster in die tussentyd moet opgee nie. Moenie net dink dat dit maak nie saak nie. Moenie dink die Here het van my vergeet nie. Hy antwoord net die ander mense nie. Moenie val vir die leuns om te sê dat ander mense is belangriker, of hulle bid beter, of die Here luister meer na daai mense. Nee. Hy's my God. Hy praat met my. Hy praat met jou. En as jy wag, hou aan wag. Want hy sien jou raak. Soek hom. Abide. Spandeer die tyd, embrace die groei. Maar dit is nie altyd lekker nie. Word leeg van jouself en beleef hoe God vir jou 'n nuwe realiteit gee. 'n Nuwe waarheid. Hoe dit persoonlik word. My God. Moenie nou stop nie. Jou testimony is besig om geskryf te word. God gaan jou storie nog gebruik. Hierdie een wat jy nou voorwag, dit gaan nog jou testimony wees. Ek het
'n quote wat in my kantoor hang. Nou al vir 'n klomp jaar. En hierdie quote help my verskriklik baie om 'n grip te kry in my wagtye. Dit help my om daai oomblikke wat ek beleef, die Here vir my sê, Sander, wat van wag? Wanneer ek klaar met al my verskonings en al my voorstelle en al my goed gekom het, en ek besef, al wat oor is wag. En ek wil dit graag vir jou lees. Hy sê op die bord ook, hy sê, He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. En ek wil jou bemoedig vandag. Miskien verstaan jy nie. Miskien sien jy nie sy plan nie. Miskien kan jy nie sy hand op die oomblik en alles raak sien van jou lewe nie. Maar jy kan sy hart vertrou. Trust His heart. Almal sê altyd die wagtye is nie great nie en dis sleg en dis tye wat rof is in 'n mens se lewe, maar dis die tye wat ek in my lewe die Here die meeste gesoek het. Dis die tye in my lewe waar ek sy stem gesoek het en sy nabyheid gesoek het, meer as die dinge. Dis die tye waar ek die meeste gegroei het, waar ek myself kon empty en sê, maar Here, wees meer in my lewe, want I'm not sufficient on my own. Dis die tye waar die Here my verstaan kom verander het en vir my nuwe perspektief kom gee het, waar hy persoonlik kom raak het. En ek het mooi gaan dink en ek het besef, daar is nie downsides tot wag op die Here nie. Daar is nie downsides tot wag op die Here nie. Dalk het jy nog nie wat jy voorwag nie. Trust His heart. Dalk het dinge nog nie gebeur soos wat jy voor vertrou nie. Hou aan vertrou. Jy kan sy hart glo. Want dis wie hy is. Ons het die Here. Ek wil vir jou weer daai Psalm lees in die begin. I waited and waited and waited some more. Patiently knowing God would come through for me. Daai wete dat hy gaan. Then at last he bent down and listened to my cry. He stooped down to lift me out of danger from the desolate pit I was in, out of the muddy mess I had fallen into. Die Here kom en hy lig ons uit. Want hy's 'n goeie pa. Dis wie hy is. Now He's lifted me up into a firm, secure place. And He steadied me while I walk along His ascending path. Dis ons Pa se hart. Hy gaan jou nie daar los nie. Hy gaan jou nie daar los nie. Ek weet nie of jy dit ook sien nie, maar hierdie vers, dit gaan al hoe beter, hoe verder jy aanlees. Die Here los ons altyd beter. Die begin voel dalk nie so great nie, maar die einde is soveel beter. Hou net vas. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Here, kom werk in ons. Kom gee ons nuwe perspektief. Kom maak ons meer soos Jesus. En Here, help ons om nie op te gee en moedeloos te raak voor hierdie fully come oomblik nie. Here, kom seën elkeen wat vandag hier sit in 'n wagtyd en sê, maar Here, ek wag al so lank. Wat uitroep en sê, Here,
Help net. Here, dankie dat U ons kom optel uit hierdie muddy mess. Here, dankie dat U getrou is. Here, dankie dat U ons raak sien. En Here, mag ons U net meer kom soek. Mag ons U meer beleef en Here, kom groei ons. En ons kan nie en ons wil nie hierdie sonder U doen nie. Kom doen wat net U kan doen. Kom deur vir ons. En Here, as ons nog moet wag, dan sal ons U aanhou soek. Ons sal U aanhou vertrou, want U is waardig daarvan. I will keep on singing praises to your name, because your name is great, and greatly to be praised, ongeag van my omstandighede. Kies ek om U te loof. Here, dankie dat U getrou is, en dat U ons raak sien, dat U ons optel, en dat ons naby aan U kan wees. Here, ons sal aanhou wag, nie oor dat ons die hele prentjie ken nie, maar oor dat ons U het, en ons loof en prys U net, in die naam van